Goeiemôre van my kant af. Dis lekker om almal te sien en ook van die van julle wat aanlyn kyk. Ek weet Benny het gesê ons is dankbaar vir julle wat die weer getrotseer het om hier te wees. Vir julle wat by die huis sit onder die duvet. Ons is ook dankbaar vir julle. En ek wil net sê ek is baie dankbaar vir Fusion wat hulle ouers hier by die kerk kry. Soos ons gehoor het. Daar's regtig 'n impak rakende dit en dis hoekom ons glo we always say we want to aim lower. En dit is ons kinders en ons tieners en ons studente. En dit is vir ons regtig 'n voorreg om te sien wat die Here kom doen in hulle lewens. Ek weet van die ouers het tot dusver gedink dit is net 'n gejollery op 'n donderdag aand. Dis lewensverandering. En ons is regtig dankbaar. Ons as ouers self weet en kon sien wat dit by ons tiener gedoen het. En dit verander regtig lewens. Nou, ons is vandag besig. Ons kop af met 'n nuwe reeks. Goedkoop liefde. En wanneer ons praat oor hierdie reeks, dan besef ons, dikwels dink ons oor, as ons praat oor finansies, dan is daar klaar 'n muur opgebou. En ek wil sommer van die begin af vir jou sê, ons vra jou niks vandag nie. Ons gaan jou ook niks vra nie. Ons is hier om jou te help om 'n lewe te kan leef, 'n volle lewe te kan leef. Ons is hier om jou te help om te leef 'n koninkryksbeginsel lewe, soos wat God wil hê ons moet leef, uit 'n perspektief van God. En dis waaroor hierdie reeks gaan. Hierdie reeks gaan agter ons harte aan. Wat gaan in ons hart aan en hoe sien ons, hoe bestuur ons dit wat in ons harte aangaan? Hoe bestuur ons dit in ons lewens? Of is daar 'n groot vrees in ons harte? Is daar 'n groot tekort? Is daar my eie perspektief versus God se perspektief rakende hierdie? En dis hoekom ons vandag vir jou wil sê dat jy kan eintlik nie liefde verstaan, regtig verstaan, as jy nie verstaan wat dit is om te gee. Want dis waaroor liefde gaan. Jy weet, ons is so 'n jaar terug, toe ons almal Botswana toe, ons is so 'n groep mans Botswana toe, besigheidsleiers en klomp leiers en op hierdie ekskursie, en vooraf moes al die ouens 'n foto van hulle familie op die groep stuur, want ons weet nie wie almal is nie, en dan net vir ons sê, wie is jy en wat doen jy? En toe sit hierdie ou hierdie foto op van hom op die groep. En toe hy dit opsit, toe besef ek, hierdie ou verstaan dat liefde is nie goedkoopie. En toe ek nou hierdie foto sien, toe begin ek te tel, en ek besef, Jessie, daar is sy motorfiets, daar is sy karavaan, daar is sy boot, daar is sy vakansiehuis, daar is die vakansie oor see, en ek begin so te tel, en ek besef, Jessie, en vir een oomblik het ek so gedink, maar toe sê hy agterna, nie al die kindertjies is syne nie, hy het net 3 uit daai 8 dae. Maar vir een oomblik, toe ek daarna kyk, toe besef ek, dis wat gebeur. Want daar kom opoffering saam met liefde, nee. Liefde gee elke keer, en liefde is iets wat van jou vra. En dis hoekom ons gesê het, goedkoop liefde. Maar as ons dink aan goedkoop liefde, dan dink ons baie keer, jy weet, dit het alles te doen met al hierdie goedjies wat maar net tydelik in ons lewe gebeur, maar ons wil vandag praat met 'n ewigheidsperspektief, 'n perspektief wat langdurig gaan duur en goed wat vir ons regtig betekenisvol sal wees in alles wat ons wil doen en hoe ons dit wil doen. En ons het 'n goeie voorbeeld van die vroeë kerk, en julle sal onthou, ons kom nou net uit 'n reeks wat ons gepraat het oor die Heilige Gees, en saam met dit het ons baie gefokus op Handelinge hoofstuk 2, met die uitstorting van die Heilige Gees, en wat daar gebeur het, en hoeveel mense het tot bekering gekom, en daai selfde gemeente wat tot bekering gekom het eintlik vir ons iets kom neersit van God se perspektief oor die wêreld. Hulle het vir ons iets kom neersit, 'n blueprint kom neersit, en gesê, dis hoe lewe moet wees in gelowiges, want dan kyk ons uit 'n ander perspektief, uit nie my eie perspektief nie, en dis wat hulle gedoen het, want hulle het nie net geglo nie, maar hulle het ook geleef, dit wat Paulus, of dit wat Petrus eintlik kom preek het, en dit wat hulle aanskou het rondom Christendom, en hoor wat sê Handelinge 2 vers 44 tot 45. Dit sê, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en die opbrengs daarvan onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou ek sê nou nie vandag vir jou, jy moet nou jou huis verkoop en dan kyk ons wie van ons bly in 'n kleiner huis en dan koop ons vir almal groot huise nie. Dis nie, want dit is net stupid.
om dit so te kan sê, want waar gaan jy dan nou bly? Hulle dit wat vir hulle belangrik was, het hulle op die einde van die dag begin verkoop en daardeur saamgedeel en na almal omgesien. Nou was 'n beginsel van ons wil graag kyk na ons medemens en dis wat ons kom ervaar, so wat ons besef uit hierdie hele hoofstuk uit, sien ons dat daar opoffering was, sien ons dat hulle het gedeel, sien ons dat hulle op die einde van die dag vir mekaar gegee het en omgesien het vir die gemeenskap en daardeur as jy verder lees, dan kom jy agter, hulle het guns gehad by die gemeenskap, by die groter gemeenskap en ook by God. Dis iets omtrent God se perspektief wat hulle gesien het en dis waarvoor ons wil kom vertrou, dat ek en jy op 'n plek sal kom in hierdie reeks en 'n leefwyse sal aanleer. Nou ek weet nie van julle nie, maar hierdie ou hou nie van 'n dieet nie. Okay, al die mans, dankie. Die wat nie amen gesê het nie, na afloop van die diens het ons 'n gebed vir jou daar. Hy leen gees uitdryf. Maar ek hou nie van 'n dieet nie. Want dit is 'n tydelike ding en dan is ek maar net terug na die ou lewe. Gaan maar net terug na waar ek was, maar eintlik wil ek op 'n plek kom waar ek 'n leefwyse moet leef en sê, ek wil my leefwyse aanpas, ek wil eintlik my gedagtewêreld kom aanpas, my denkpatrone kom aanpas en Paulus skryf soveel meer dat Christendom gaan daaroor dat ons gedagtewêreld moet verander. Dit is 'n patroon wat ons moet aanleer om nuut te kan leef en dis waaroor hierdie reeks gaan om jou te kan help om te verstaan. Kom ons verander ons gedagtewêreld, hoe ons leef en wat ons moet doen en jy alleen gaan nie jou gedagtewêreld kom verander nie. Inteendeel, Paulus skryf dan sê hy, kom ons bring ons gedagtewêreld onder die autoriteit van Jesus Christus. Hoe dink hy daaroor? Hoe dink Jesus daaroor? Want God wil hê jy en ek moet floreer. Dis waaroor dit gaan. Dan skryf Paulus later in Filippense 4 vers 17, dit is so mooi aan die gemeente wat na hom kyk, terwyl hy heen en weer reis en die evangelie verkondig, dan sê hy, dit gaan nie vir my egter net om die gawe nie, ek is daarop uit dat die vrug op julle rekening sal vermeerder. Dis goeie nuus. Dit gaan nie egter nie vir my oor wat jy vir my gee en vir my doen nie, maar dit gaan daaroor dat ek vandag bid, dat dit sal goed gaan in jou rekening. Dat jou rekening sal floreer, dat jy 'n lewe sal leef van vrygewigheid en een van my vriende het eendag die volgende gesê, toe ek vir hom vra, hoekom leef jy soos wat jy leef? Toe sê hy vir my die volgende, hy sê, Louwelen, ek vertrou die Here, dat ek soveel sal hê, dat God enige tyd sy hand in my beursie moet druk, om te kan gee en te saai waar ook al hy wil. Toe dink ek, Jessie, jy is vrymoedig. Want ek het dit al probeer in Port Elizabeth, as dit kom by offerande, dan sê ek vir die ouens, vat gou die ou se beursie langs jou, en dan gee jy gou wat jy voel jy moet gee. Dis makliker om dit te doen, om 'n ander ou se beursie te vat en te sê, okay, wag, het jy brood en melk nodig? Okay, is vir jou R20, die res gaan vir die Here. Dis baie makliker, maar hierdie persoon, die amazing persoon wat hy is, tot vandag toe, sien om na 5 gesinne. Want hy het 'n beginsel raak gelees, en dis wat Paulus kom sê, en so wil ek vandag vir jou bid, en vir jou hierdie woord oor jou lewe kom uitspreek. Geliefde, ek wens, en ek wil my naam daarin sit, ek Louwelen Wenaar wens, dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond mag wees, soos dit met jou siel goed sal gaan. Vir die van julle wat dit nie, ek sal na die tweede diens bly, ek gaan dit weer sê. Dat dit goed met jou sal gaan. Want finansies gaan daaroor, God se hart is nie armoede nie, maar dit is heelheid. Dit verander ons hart en dit lei tot finansiële lewe. Dit is nie slegte rentmeesterskap wat verhoed, dat ek nie voorsiening kan maak nie. Dit gaan nie daaroor dat liefde net word gesien, liefde word gesien oor hoe jy werk met wat God jou gegee het. Dis waaroor dit eintlik gaan, en dis hoekom dit lewenstransformering is, dis hoekom dit transformasie in jou hart moet bring, en Bybelse begin en Bybelse perspektief oor dit kom bring, van elke oomblik van jou lewe, van jou finansies, jou besitting, jou rentmeesterskap. Dis waaroor dit gaan vir my, en om te kan sê, hoe kyk ek na hierdie lewe? En dit was Stephen Covey in een van sy boeke wat hy geskryf het, dat ons sien die wêreld nie soos dit is nie,
maar soos ons is. Ons sien nie die wêreld soos wat dit is nie, ons sien dit soos wat ons is. En ek dink baie keer is dit so dat ons sien al die tekortkominge van ek voel ek het tekort. Ek sien al hierdie foute raak, want ek het hierdie fout raak in my lewe. En ek wil hê, ons moet net so bietjie ons gedagte wêreld kom skuif, en die vraag vra, wat sê die Here, en wat sal God rondom hierdie doen, wanneer ek 'n behoefte raak sien, wanneer ek iets raak sien in my lewe, wat ek ontevrede is, moet ek op 'n plek kan kom, wat ek sê, Here, wat wil U rondom hierdie doen, en dit is vir my, wat vir my so great is rondom dit, en dit bring eintlik, of dit breek eintlik die wortel en die wortel van armoede in my lewe. Sê ek maak nie staat op my eie kennis en my eie doel en alles nie, maar ek wil God reageer op dit wat God wil hê. Jy weet, ek hang baie keer in koffieshops uit. Dis my lewe. Okay? As ouens my vra, wat doen ek deur die week? Ek hang in koffieshops uit. As jy wil weet, waar is die lekkerste koffieshop? Kom praat met my. En dis waaroor my lewe gaan, want ek het afsprake elke keer. Nou dink vir 'n oomblik, by elke koffieshop of by elke restaurant of by elke mall is daar karwagte. Het jy al agtergekom? Hulle pas jou kar op. Nou as ek vir elke karwag, vir elke afspraak geld moet gee, gaan ek later elke keer soos daai ou, jy weet, my kind se brood weggee, my kind se skoolfonds weggee, en ek wil graag nie dit doen nie. Maar weet jy wat het ek besef? Dat vrymoedigheid of vrygewigheid in my hart word, wat hulle van praat, dit word gereken. So ek bereken dit en sê, hierdie maand gaan ek soveel gee. En partykeer dan kom ek by 'n mall en dan het ek letterlik 'n R50 in my beursie, dan sê ek, dis jou lucky day, dan gee ek vol. Vir die res van die maand voel ek nie meer skuldig nie. Partykeer as ek R100, dan gee ek dit, want dit is wat ek gereken het, want ons reageer nie op behoeftes nie. En iemand het hierdie gesê, ons reageer op sy stem. As jy dit besef, ek gaan nie reageer op die behoeftes nie, ek gaan reageer op wat God vir my sê, dan begin ek al hoe meer 'n lewe te leef van vrygewigheid, al hoe meer te besef dat rykdom en vrygewigheid hou nie noodwendig verband nie, want ryk mense is ryk en vrygewige mense is vrygewig. En daardeur het ek besef dat mense wat gee is nie altyd vrygewig nie. Vrygewige mense is vrygewig. Mense wat gee is nie altyd noodwendig vrygewig nie, want ons gee partykeer omdat ek nou het, nou gee ek, of ek gee omdat ek voel ek moet nou gee vir hierdie persoon, want hy staan daar en nou voel ek skuldig en ek dink die Here gaan my straf en nou gee ek maar en nou voel ek vrygewig. Vrygewige mense gee elke keer wanneer hulle in hulle harte voel en wanneer hulle sy stem hoor, is hulle bereid om te gee. En dis waar ons julle wil kom challenge hierdie tyd, om te kan sê, Christelike lewe behels juist dit, om so 'n lewe te kan leef, wat 'n koninkryksbeginsels lewe kan aanraak, en God se perspektief in dit. En daardeur wil ek vandag saam met jou deur 'n storie werk in Lukas hoofstuk 16. Amazing story, voordat jy daai skrif opsit, hou net vas by hierdie slide. Amazing story, nou, jy kan gaan lees in hoofstuk 15, weet ons alles wat daar gebeur, dit gaan oor die verlore muntstuk, die verlore seun, die verlore skaap, en Jesus is besig om eintlik God se perspektief op lewe te kom neerlê, en so kom hy met al sy leerstellings, en dan praat hy oor God se perspektief, en daar was 'n groep mense wat altyd na hom wil geluister het, ons noem hulle die Fariseërs. En terwyl hulle so na hom luister, het hulle altyd so in die hoek van sy oog gestaan, terwyl hy met sy disippels gepraat het, en dan het hulle vir hom geluister, en partykeer het dit hom in die moeilikheid gebring, want Jesus het die Vader se hart neerkom sit, sodat ons die Vader se hart kan verstaan, en hoeveel keer het Jesus gesê, ek en my Vader, en dan het dit hom in die moeilikheid gebring, van wie is jy om so van God te praat? En hoeveel meer het Jesus elke keer dit gebring, en elke keer dit gedoen, en soveel keer het hy hierdie perspektief kom neersit, dat ons besef, hoe dink God oor hierdie, en op 'n stadium dan kom hy, en hy kom openbaar hierdie, vir die Fariseërs, terwyl hulle daar staan, so in die hoek van sy oog, terwyl hy met sy disippels praat, toe begin hy oor hierdie te praat, en hy met al hierdie goed vertel, en hy begin en vir sy disippels sê, ek wil met julle praat oor 'n beginsel van rentmeesterskap. En toe hy dit sê,
Nou hierdie is Llewellyn se vertaling. Toe begin die fariseërs te dink, whatever. En hulle begin so weg te stap. En Jesus begin so met hierdie, hy sê, daar was 'n ryk man. En die volgende oomblik toe staan hy ouens stil en sê, dit gaan interessant wees. Want hulle weet, vir hulle was dit altyd om alles te kry. Dit het alles oor hulle gegaan. Dit het nooit oor die mense gegaan nie. Vir hulle as fariseërs, jy kan reg deur die skrif gaan lees, sê Jesus, julle as fariseërs, julle is wit gepruisterde grafte. Aan die buitekant lyk julle mooi, maar aan die binnekant is daar geen voedingswaarde nie, daar's geen beginsels nie. Julle leef nie volgens Bybelse beginsels of die beginsels wat julle ander mense voorleer nie. En Jesus sê, kom ek praat hieroor. En dan praat hy hieroor. Hy kom bring hierdie God se perspektief oor die lewe, van God se perspektief gaan oor mense. God se perspektief gaan oor die sonde wat mense doen, dit wat hulle afwyk om God se lewe te kan leef. Dit gaan oor verhoudinge, dit gaan oor rykdom en rentmeesterskap. En hierdie gelykenis gaan eintlik oor die slim bestuurder. En dan sê dit die volgende, vers 1. En hy sê ook vir sy disippels, daar was 'n sekere ryk man wat 'n rentmeester gehad het. Hy is by hom beskuldig dat hy sy goed gemors het. Nou dink nou vir 'n oomblik, hier is hierdie rentmeester, hy is net die bestuurder van dit wat sy baas sin is, en Jesus sê, hier is hierdie ou wat goed mors van sy baas. Nou dink ek vir 'n oomblik, toe ek hierdie lees, toe besef ek, hierdie ou is in die moeilikheid. Want as jou baas vir jou sê, jy mors my goed, jy's nie 'n goeie rentmeester nie, dan besef jy, daar's een of ander settlement agreement wat sal kom. Daar's een of ander goed wat gaan gebeur, en dan sê dit die volgende vers 2, en hy het hom geroep en vir hom gesê, hoe hoor ek dit van jou? Gee rekenskap van jou rentmeesterskap, want jy mag dalk nie meer rentmeester wees nie. Hy sê, kom. Geef vir my 'n bietjie rekenskap van alles wat jy gedoen het, want ek gaan jou fire. Nou, ek kan net dit sê, dis nie in Suid-Afrika se konteks nie, want daar's 'n lang proses. Ek kan vir jou steel, maar jy gaan jou nie kan fire nie. Maar hy sê, luister, gee vir my rekenskap van alles wat ek in jou hande toevertrou het. Jy is die een wat ek vertrou het, en tog hoor ek al hierdie goed by ander. Jou reputasie loop jou vooruit dat jy mors die goed, my eie goed, jy mors dit wat aan my behoort, so gee my bietjie rentmeesterskap. En ek kan net dink, hierdie ou op daai oomblik besef, ek is in die moeilikheid, nommer 1, ek gaan gefire word, en dan kom hy op daai plek wat hy besef, wat gaan ek doen met my lewe? Ek was nog altyd die in guy, jy weet, ek was nog altyd in die binnekring, ek was nog altyd die ou wat al hierdie goed beleef het, en ek was altyd die ou wat die voordele getrek het, ek was altyd die ou wat uitgenooi was na hierdie gala aan toe, want het was 'n besigheidsbeginsel en 'n besigheidsoomblik, so ek was altyd uitgenooi na uit hierdie begin. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen met my toekoms? Ek kan niks anders doen nie. En Jesus kom en hy gebruik hierdie oneerlike rentmeester, en hy verander so 'n bietjie perspektief rondom dit. Want hierdie ou het geweet, waarmee hy besig was, hy was besig om te trade met kommoditeite en olie en graan en al die tipe goed, en hy kom op 'n plek wat hy wonder, wat gaan ek doen met my tyd, want my tyd is beperk. Ek weet ek gaan gefire word, so wat sien ek? Hierdie kontrak vir my kom tot 'n einde. Sy geleenthede is beperk ewe skielik, want ewe skielik as hy nie meer die bestuurder gaan wees van hierdie ou se kommoditeite nie, wat gaan ek dan nou doen met my lewe? En besef ek net hierdie, terwyl ek so dit lees, is dit eintlik so beginsel vir jou en my om te besef dat rykdom en dit wat ons het, ons is eintlik maar net rentmeesters van dit. En dit is eintlik 'n hulpbron om te sien wat God wil doen in en deur jou en my lewe. Maar weet jy wat doen hierdie ou? Inteendeel, hy kom en hy besef ek is in die moeilikheid. En hy begin al die ouens wat hulle besigheid mee doen. En hy gaan na hulle toe en hy sê vir my, kom, ek wil gou by jou hoor, wat skuld jy my baas? Hy sê, ek skuld soveel. Ek skuld 100
100 liter van dit, en dit gaan soveel kos. Hy sê, okay, skryf dit gou neer, want ek het nie baie tyd nie, halveer dit, en dan betaal jy my baas daar neer. Skryf gou dit, en hy gaan na die ander ou toe, en hy roep al hierdie ouens bymekaar, en alles wat hulle, sy baas geskuld het, sê hy vir hulle, hy sê, kom gou, ek het nie baie tyd nie, halveer alles daai, en hulle sê, Jessie, dit is vergewe van jou. Hy sê, ja, kom, skryf gou neer, ek het nie baie tyd nie, want, onthou net, my in die toekoms. En die ouens kom na hom toe sê, hoorie, as ons enigiets vir jou kan doen, laat weet ons. Hy sê, moenie worry nie, ek sal, dit gaan gouer wees as wat julle dink. Want hy het geweet. En dan gaan die Bybel aan en die Bybel sê, en Jesus sê die volgende, sy meester het hom geëer. Hoekom het hy hom geëer? Hy het hom geëer vir die feit dat hy ewe skielik beplan het vir dit wat sou kom. Ewe skielik besef hy, ek is in die moeilikheid, daar's seker goed wat moet gebeur, en hy doen al hierdie goed, oneerlik, moenie fout maak, ek gaan nou kom, by wat ek wil sê, oneerlik doen hy al hierdie goed, en hy sê, ek wil seker maak, dat my toekoms reg is, en daardeur gaan ek seker maak, ek kyk na ander mense, ek kyk na hulle, en ek maak seker, dat hulle weet, ek het na hulle gekyk, en toe hy na hulle gekyk het, sê, en dan sê die Bybel, en hulle sal hulle huise oopmaak vir jou, en Jesus eer hom, en ek kan dink die fariseërs staan daar en dink, Jesus, daar's mense wat vir ons werk, ons moet 'n bietjie gaan ondersoek instel, van die mense wat so dink na ons, want rentmeesterskap gaan daaroor om te besef dit is 'n hulpbron, en Lukas 16 vers 9, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende van mammon, wat beteken geld, van ongeregtigheid, sodat wanneer julle misluk, hulle julle in ewigheidswoning kan ontvang. Sodat wanneer jy misluk, dat jy in ewigheidswoning, en ek dink oor hierdie en ek besef, hoe is dit moontlik? En Jesus vra 'n vraag, in plaas van, wat sal ek hê, wat sal ek hê, om daarvoor te kan wys, sê hy eintlik, wie gaan ek daarvoor wys? Want daar's mense wat my gaan behels, dis mense wat my gaan omhels, en mense sê, dis okay, ons sal saam met jou hierdie pad stap, en Jesus kom en hy begin al hoe meer hierdie te challenge, dat ouens besef, dat hoekom moet ek dit doen, want die volgende gedagte is om te sê, Lukas 16 vers 8, hy sê, en Jesus het die onregverdige bestuurder geprys, hoekom? Omdat hy wys gehandel het, want die kinders van die wêreld is die kinders in hierdie wêreld is in hulle geslag wyser as die kinders van hierdie lig. Hoor gou hierdie. Jesus kom en hy sien alreeds dit wat ons vandag beleef. Dat die kinders van die wêreld partykeer wyser optree as die kinders van die lig. Die kinders van die wêreld is mense wat baie keer na ander omsien, wat baie keer uitreik na ander. Dis mense wat gee, en almal weet hulle gee. En vandag kan ek net sê, een van die groot goed wat gegee word in Suid-Afrika, of een van die organisasies wat die meeste gee in Suid-Afrika volgens media, is Gift of the Givers. Wat nie is nie 'n Christelike maatskappy nie. Maar weet jy wat? As ons al die kerke vat wat almal saam gee, dan gee ons ver meer as Gift of the Givers, maar Gift of the Givers is juist mense van die wêreld wat meer gee, wat gesien lyk asof hulle meer gee, want hoekom? Vir hulle gaan dit daaroor om die beginsel, as ek gee, onthou my vir die toekoms. En al wat Jesus vir ons sê is, onthou, wanneer ek en jy begin gee, dan gee ons nie net om iemand te laat onthou en te sê, ek gee jou sodat ek kan ontvang nie, maar ek gee uit 'n koninkryksperspektief om te kan sê, ek doen dit omdat ek reageer op sy roepstem en nie op 'n behoefte wat ek raak sien nie. Want rykdom is eintlik iets wat my hart toets. Geld en finansies toets my hart. Vers 10. Hy sê, hy wat getrou is in die minste, is ook in groote getrou, en hy wat in die geringste onregverdig is ook in die groote onregverdig. En ek dink net vir 'n oomblik, dink jy Jesus het met sy disippels begin praat? Louwelen se weergawe, ek kon sien hoe Jesus begin draai al hoe meer na die fariseërs toe, en vir hulle in die oë kyk, en begin met hulle hieroor praat, en te sê, wat het jy heiliglik in jou hand?
En wat gaan eintlik heiliglik in jou hart aan? En hoeveel keer het ek het al van hierdie kansel af gesê, dat armoede begin nie in ons hand nie. Armoede begin in ons hart. Dit gaan nie begin nie in jou beursie nie, dit begin in jou hart, om te kan sê, ek weet dat God my wil vertrou, en alles wat ek besit, alles wat ek het, ek is net 'n rentmeester van dit wat God deur en in my lewe wil kom doen. En ons wil mense kom help om te kan beplan vir die toekoms. Mense help om te kan sê, wat sien ek vir my toekoms, en hoe kan ek my finansies beter bestuur, en daardeur, julle kan vir my daai slide opsit, het ons 'n finansiële beplanner, een van ons vennote, wat by Littleton, die 10de, hierdie komende Woensdag die 10de, gaan hy bietjie kom praat oor finansies, en hoe dink ons oor finansies. Hy gaan dit uit 'n koninkryksbeginsel kom uitpraat, en ons kom help om te kan beplan, ons help om seker te maak, dat ons is nie net gekeer vir die toekoms nie, maar wat het ek heiliglik, dat God daardeur kan werk, en so hierdie komende Woensdag wil ek jou uitnooi, die 10de Junie, 6:30 die aand, by Littleton, jy kan opskryf, gaan kyk op ons church suite, gebruik jou koevert, jy kan daar opskryf om seker te maak, jy is deel daarvan, want hoekom, ons wil jou help, dat dit nie net 'n toets is vir jou hart nie, maar dat jou hart van so hard kan wees, dat jy kan sê, ek reageer op 'n stem wat die Here vir my wil hê. Van ware rykdom lê verder net as my geld en my besittings. Dan sê hy in vers 11, hy sê, as julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? En hierdie persoon, hierdie bestuurder het besluit, ek gaan so ver as moontlik dit doen. En Jesus vertel hierdie storie. Was is 'n slegte rentmeester, wat op die einde van die dag dit gevat het vir homself. En Jesus sê, ons moet anders leef, want dan gebruik hy hierdie beginsel, dat rykdom en geld is eintlik 'n handelsmerk. Hoe handel ek met dit? Ek kan handel dryf met dit. En dan vers 12 en 13 sê hy, en as julle nie getrou was in wat 'n ander man sin is nie, wie sal aan julle wat aan julle behoort gee? Geen diensknegt kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, anders sal hy die een vashou en die ander een verag. Jy kan nie God en mammon dien nie. Want mammon, geld, is veronderstel om God se koninkryk te dien en nie andersom nie. En dit gaan daaroor om die vraag te kan vra, wat gebeur in my hart wanneer ek dink oor finansies? Wat gaan ek, op wie vertrou ek as ek dink aan finansies, as ek dink aan spaar, as ek dink aan al hierdie tipe goed? Hoe sien ek hierdie goed raak? En Jesus kom en hy sê, die beginsel wat ek wil kom neersit, is 'n ewigheidsbeginsel. En dis wat Handelinge 20 vers 35 vir ons sê, dit is saliger om te gee as te ontvang. En dan kan julle sê, elke keer wanneer ek dit gesien het in mense se lewe, 2 weke terug het ons die street store gehad. Mense wat daar bedien het, dit het meer vir ons mense beteken om vir ander te gee, as vir die mense wat dit ontvang het. En ek en jy het iets om te gee. Ons moet tevrede wees, soos wat Paulus sê. Paulus sê, mense, as daar enige iets kom wat ek besef dat die beginsel wat ek uit Jesus geleer het, was juis om dit te kan wees, om te besef, Jesus, ek is net die rentmeester van dit wat U aan my toevertrou het. En daardeur, as ek 'n goeie rentmeester is, gaan my lewe floreer. As U my kan vertrou met die min, weet ek, U gaan my kan vertrou met baie. En dat ek nie 'n arme mentaliteit het en altyd terughou vir myself en nooit genoeg het om te kan gee nie, maar daardeur om te kan sê, Here, ek wil 'n vrygewige persoon wees. En Paulus sê hierdie vir die Filippense 4 vanaf vers 11, hy sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om min te hê, en ek weet wat dit is om in oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy, om versadig te wees en sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Sê, ek weet dit.
Ek was al daar. En dan kom hy eintlik by vers 13 wat ons almal so goed ken. Hy sê, want ek weet, ek is tot alles in staat, deur hom wat my die krag gee. Deur hom wat vir my meer gegee het, as wat ek kan ooit dink en vra. En wat Paulus hier kom sê, hy sê, ons het 2 kommoditeite waarmee ons kan handel dryf. Net 2. Ons het tyd en ons het geld. En die vraag is, wat doen ons met daai 2? Want van ons dink, jy het meer tyd as die ander, want jy eet elke dag gebouw aan. Nee. Jy het 24 uur. Van ons dink, ons het baie meer geld as ander. Jy dink dalk reg. Die vraag is, wat doen jy met dit? Ek het al soveel mense begrawe in die lewe. Jonk, van 'n pasgebore baba, tot 'n baie ou oom. En ek weet, die mense wat 'n lewe geleef het, soveel van hulle, sy tyd het baie keer uitgehardloop, voordat sy geld uitgehardloop het. Pierre het vanoggend gesê, toe ek dit sê, toe sê hy, Llewellyn, ek wil net sê, daar was baie keer baie maand oor, met die geld wat ek oor het. Ek praat nie net van nou nie, ek praat van ewigheidsperspektief. Is om God se perspektief te kan na kyk en te sê, Here, wat kan ek doen met my tyd en my geld vir u koninkryk? Want diep in my hart weet ek dat ons reageer nie op behoeftes nie. As gelowiges reageer ons op 'n stem wat ons sê, spreek daai behoefte aan. 'n Stem wat vir my sê, gee daar. 'n Stem wat vir my sê, wees gehoorsaam, want wanneer ek dit doen, eer ek hom met alles wat ek het, en ek eer nie myself, en ek aanbid nie mammon nie, maar ek aanbid hom, van ek reageer wanneer hy sê ek moet iets doen. En dis hoekom vanoggend vir my eintlik so mooi inpas by die nagmaal, want dit is juist dit wat hy kom doen, het hy meer kom gee. En Jesus Christus het gekom en gesê, ek reageer nie op wat die wêreld vir my sê nie, ek kom reageer op dit wat die Vader van my verlang. En die Vader se hart is dat ek jou sondes moet totaal en al uitwis. Die Vader se hart is dat ek sal sterf, sodat ek die prys sal betaal, dat ek meer gee as wat jy dink of vra. En vanoggend wil ek jou kom uitnooi. Want ons in 'n tyd gaan van nagmaal, is dat jou perspektief vir 'n oomblik so sal skuif en sê, Here, ek kom en ek gebruik hierdie nagmaal, van heel eerstens erken ek dit wat u vir my gedoen het. En tweedens, Here, bid ek dat u vir my 'n hart sal gee, om u perspektief raak te sien, ook in my finansies. In elke oomblik van my lewe, my besittings en alles wat ek het, dat ek altyd sal reageer op u roepstem, en nie op my eie begeertes en behoeftes nie. Amen. Kan ek julle nooi om hierdie nagmaaltafel saam met my te kan gebruik, want hy het dit gedoen vir jou en my. Kom ons gebruik hierdie nagmaal saam.
Here Jesus, vanoggend is dit vir my 'n voorreg om vir elke persoon in hierdie auditorium en almal wat aanlyn kyk te kan kom bid. En te kom vra Here dat U vir ons regtig 'n perspektief kan kom gee van dit wat U wil hê ons moet leef en hoe U wil hê ons moet leef. En ek wil bid Vader dat U ook wanneer dit kom by ons finansies, dat ons regtig sal besef, Here, ons is rentmeesters van ons besittings. Ons is rentmeesters, Here, van ons geld en ons finansies. Ons is rentmeesters van elke ding wat U vir ons gee. En my begeerte en my hart vanoggend, Here, is dat ons regtig in staat sal wees om te besef, Here, ons reageer op U stem en dit wat U wil hê ons moet doen en hoe U wil hê ons moet leef. En daardie rede wil ek bid, Vader, dat ons nie sal reageer op mammon of die geldgod nie, Here, maar dat ons sal reageer op die God wat ewigheidsperspektief vir ons kom gee. Dat ons met 'n beginsel kan leef. U het gegee op hierdie nagmaaltafel, wat ons vandag vier, Here, besef ons dit is ver meer as wat ons gee. Maar tog, Here, het ons 'n perspektief oor die waarheid oor ons lewe. Ek eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Staan saam met my en dan verklaar ons sy naam in ons lewe en oor ons lewe.